die wat die woord van hulle saamgebring het. Saam op my blaai, maar so die boek Handelinge, Handelinge hoofstuk 24. Die boek wat mooi afgesluit is, nee. Want ons is deel van die Handelinge gemeente. So dis 'n boek wat mooi afgesluit is. Handelinge hoofstuk 24, ons gaan waar vanaf die 22ste vers met mekaar saam lees. Handelinge 24, ons lees vanaf die 22ste vers met mekaar saam, ons lees vir die voor. Toe Felix dit hoor, het hulle 'n saak uitgestel, alhoewel hy nou keer genoeg met die dinge van die reg bekend was, en hy het gesê, wanneer Lysias die owerste oor 1000 afkom, sal ek julle saak ten volle ondersoek. En hy het die hoofman oor 100 beveel om Paulus te bewaar, maar dat hy verligting moes hê, dat hy niemand van sy eie mense moes verhinder om hom te bedien of te besoek nie. En 'n paar dae daarna het Felix gekom saam met Drusilla, sy vrou wat 'n Jodin was. En hy Paulus laat haal en aangehoor oor die geloof in Christus. Maar toe hy spreek oor geregtigheid en selfbeheersing en die toekomstige oordeel, het Felix baie bang geword en gaan vir hierdie keer heen. En as ek 'n geleentheid vind, sal ek jou laat roep. Tergelykertyd het hy ook gehoop dat geld aan hom deur Paulus gegee word om hom los te laat. Daarom het hy ook dikwels laat haal, met hom gesprekke gehad. Maar 2 jaar het verbygegaan, toe kry Felix vir Pontius Festus as opvolger. En omdat Felix aan die Jode guns wou bewys, het hy Paulus as gevangene agtergelaat. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here, die mans versoek om saam met my te staan, as ons die troonkamer van die Here in gebed nader. Hemelse Vader, ons dank U vir die wonderlike geleentheid om hier saam by mekaar te kan wees met gespaarde geleenthede. Ons weet, Here, dat U goeie hand oor ons was hierdie afgelope tyd. Dank U vir U versorging. Dank U dat U die ene is wat ons vat maar deur die jaar. Hoe U volk deurgedra uit die woestyn, uit Pomerente, daar in Egipte. Hoe U hulle deurgedra deur daardie wildernis en hoe U vir hulle in die beloofde land dan ook kon plaas het. En dat U ook vir ons daar in Deuteronomium 6 vers 23 sê, dat U het hulle uitgelei om hulle in te bring. Here, so het U ook 'n doel met elke van ons se lewe, 'n plan. Help vir ons om die plan en die doel te verstaan, as ons dan ons onderwerp aan U wil, as U dan ook vir ons sê, dat ons lewe moet stel as 'n lewende, heilige, en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Here, kom leer vir ons U wil, kom leer vir ons U plan, ook vanoggend, as ons na U woord gaan luister, vir elke saak wat ons dan ook hier sal bespreek, Here, dat ons dit ter harte sal neem, dat ons sal luister na U woord, dat U woord sal inslag vind in ons harte en ons lewens. Dankie, Here, dat U ook onderneem het. Gister daar by die Vooimark, dankie dat ons kan bid ook vir die gemeentelike aktiwiteite, ons vergaderings wat ons nou sal hê, Here, dat U kennelik daar teenwoordig sal wees, dat U vir ons sal seën op 'n besondere wyse, deur vir ons wysheid en insig te gee by die susters sowel as by die kerkraad, wat hierdie gemeente ook moet lei en bestuur. Verheerlik U self, dink aan hulle wat die naweek nie hier is nie, wat hierdie tydjie bietjie uitgekoop het om saam met gesin, familie tyd te spandeer. Here, dat hulle ook U sal verheerlik en dat hulle ook op 'n gepaste wyse sal dien ook in hierdie dag. Dankie dat ons kan bid vir hulle wat siek is. Ons dink maar aan hulle wat kennis gegee het, nie lekker voel nie. Here, dat U vir hulle sal aanraak. Ons dink aan Dries met daardie knie van hom, terwyl daar ook dinge is wat vir hom wag. Ons dink aan Doopie, ander wat siek is in die gemeente, dat U vir hulle Vader van nabij sal wees. Versterk vir hulle, raak vir hulle aan, rig vir hulle op. Here, U is die God wat genees.
en ons eer U daarvoor in die naam van Jesus Christus. Maak ons harte nou stil, Here, terwyl ons na U woord gaan luister. Here, ons wil vir U sê, spreek, Here, want die diensknegt en die diensmagd luister. Amen. Ons teks van oordenking vind ons daar in Handelinge hoofstuk 24 vers 25. As hy sê daar in die laaste gedeelte, gaan vir hierdie keer heen, en as ek 'n geleentheid vind, sal ek jou laat roep. Wil ek met u praat vanoggend oor verlore geleenthede. Verlore geleenthede. Net soos hier die man sê, as ek weer 'n kans kry, dan sal ek jou laat roep. Terwyl hy baie goed weg met die dinge van die Here bekend was, die weg van die Here. As Paulus met hierdie man dan ook praat, en op die ou einde van die dag, het hierdie man al die geleenthede wat hy gehad, seker een van die beste predikers van daardie tyd, het hy vir hom gesê, laat ek maar eers gaan, ek sal 'n ander keer. Hoeveel keer mis mense geleenthede, omdat hulle nie tyd en geleenthede aangryp, en ook daarvan kan getuig vandag van verlore geleenthede. Dink maar net 'n bietjie aan jouself. Hoeveel geleenthede het by u verbygegaan, waarvan u dan ook kan getuig dat dit is 'n verlore geleentheid wat by my verbygegaan het, en ek het dit nie aangegryp. En jy is dalk spyt daaroor vandag, omdat jy nie daardie geleentheid aangegryp het. Thomas Edison het hierdie ding gesê, geleenthede word deur die meeste mense gemis, omdat dit in 'n oorpakke geklee is, en soos werk lyk. Dit lyk na te veel, en ek laat dit verbygaan, en ek mis die kans en die geleentheid. Mark Twain het gesê, ek kon selde geleentheid sien, totdat dit opgehou het om een te wees. Is dit nie waar nie? Daai geleentheid het hom voorgedoen, en wanneer daai geleentheid weg is, dan sê, het ek mag. Is dit nie, daai woordjie, het ek mag. En dit is wat ou Mark Twain van gesê. William Arthur Ward het gesê, geleenthede soos die sonopkomste. As jy te lank wag, dan mis jy hulle. Ons het nou die dag het ons so paar net hier so uitgery, en net so agter een van die koppies, en toe raak die son sy kop so uitsteek, en jy kry daai sterretjie wat jy baie keer soek met die fotografie, dan kon ons dit afneem. En as ons nie daar was, het ons dit gemis. Wonderlike geleenthede wat ons baie keer mis. Seker een van die beste illustrasies in die Bybel was koning Ben-Hadad, wat van Assirië was, en hy het dan ook Israel beleer. Koning Agab was op daardie tyd koning gewees, en die profeet kom na hom toe, en hy sê vir hom, dat die Here gee vir hom die Assiriërs in sy hand, en hy vra deur wie dit gaan kom, en hy sê die jong manne, hulle tel af, hulle verslaan die Assiriërs. Die Assiriërs oor 'n jaar daarvan af kom weer, om teen hulle te kom veg. Hulle sê maar, die God is die God van die berge, ons sal hulle in die dale, sal ons hulle oorwin. En daar in die dale, kom hierdie Assiriërs, en 7 dae wat hulle teenoor mekaar staan, en toe begin daar die geveg. En ek wonder, hoeveel van u weet, hoeveel mense het hulle van die Assiriërs verslaan? Het jy al 100,000 mense by mekaar gesien? 100,000 mense wat op een slag verslaan word deur Israel. Hierdie koning hardloop van vertrek na vertrek om weg te kom. Hierdie koning Ben-Hadad. En toe koning Agab daarvan hoor te sê, maar dis my broer, laat hom maar op sy wag klim, die profeet kom by hom. En hy sê vir hom,
En hy hou vir hom voor as iemand, en hy sê hierdie woorde, soos dit daar in die woord van die in Konings 20 vers 39 en 40. Terwyl die koning verbygaan, roep hy na die koning, dit is nou die profeet wat hier roep. U dienaar het uitgetrek in die geveg, en daar kom iemand een kant toe en bring 'n man na my en sê, bewaak hierdie man. As hy ooit gemik of mis word, sal jou lewe in die plek van sy lewe wees, of jy sal 'n talent silwer moet betaal. Maar onderwyl die dienaar hier en daar besig was, het hy verdwyn. Toe sê die koning van Israel vir hom, so is jou vonnis, jy het dit self bepaal. Wat gebeur hier? Hierdie profeet kom na hom toe. En hy bring vir hom 'n storie, net soos wat Nathan dan 'n storie na Dawid toe moes gebring het om vir hom te sê, van daardie man wat net een lammetjie gehad het, daardie lammetjie in sy skoot geslaap, en daardie lammetjie word deur daardie ene wat baie het, word hy gaan haal daardie een lammetjie en hy slag. U ken daardie verhaal. Hierdie is dieselfde wat hier plaasvind. Is 'n illustrasie wat hy vir hom bring. En hy sê vir hom, koning, jy het die geleentheid gehad om hierdie Assiriërs te oorwin. Jy het 'n geleentheid gehad om hierdie koning dood te maak, en jy het hom gespaar. Uit jou eie mond sal hierdie vonnis kom. En die illustrasie wat hy gebruik is, iemand wat as soldaat aangestel is om te bewaak. En hy doen nie daardie bewaking nie. Hy laat na, hy raak agterloosig. En hierdie man kom weg. Dit is wat hier gebeur in baie mense se geestelike lewe. Baie geleenthede wat die Here vir mense gee. Waar die Here wil hê dat mense hulle moet bekeer tot hom. En die woord kom na hulle toe. Die Here praat in hulle harte. En hulle maak soos Felix. Gaan vir hierdie keer weg. En as ek 'n geleentheid vind, dan sal ek jou laat roep. Hy het nooit vir 2 jaar met hom gereeld ingeroep het. 2 jaar wat hy met hom gepraat het. 2 jaar wat die evangelie na hom toe gekom het. Het hy elke keer aan een kant toe gestoot. Wat het gebeur op die ou einde van die dag? Hy word vervang deur 'n ander man. En toe hy deur die ander man vervang word, is al sy kans en sy geleenthede om met die beste prediker van sy tyd te kon praat, is verby. En hy die kans en die geleentheid verloor. Net soos daardie man wat daar uit die hel uitroep. En hy sê, stuur vir Moses, stuur vir hierdie man, stuur vir daardie man, stuur vir Lazarus, wat hier in die graf was wat hulle gesien het. Stuur hom dat hy met my broers kan gaan praat. Wat sê Abraham? As nie eers dat die profeet wil luister, sal nie eers luister na iemand wat uit die dood opstaan. Verlore kanse, verlore geleenthede om reg te maak met die Here. Geleenthede wat ons as kinders van die Here miskien kon gemis het, om met 'n kosbare siel oor die Here Jesus Christus te praat, om oor die dinge van die Here te praat, om met mense ons geloof te deel, waar iemand miskien sukkel in hulle geloofslewe, waar ons hulle kon gehelp het en ons laat die geleenthede na. Behoefte om aan mense van, soos die woord van die Here sê, ons eie broeders, om hulle te help en te ondersteun. Ons laat dit na, ons laat dit oor die hoof sien, soos in die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, om mense te help binne hulle omstandighede waar hy dit kon gedoen het. Om te staan vir geregtigheid, om teen die verkeerde te staan, 'n voordeel te soek in 'n samelewing. En ek bly eerder stil, want ek wil die vrede bewaar
Die geleentheid om op te staan vir God, laat ek gaan. Hoeveel geleenthede kan ons self van getuig? En in my eie lewe vanoggend praat ek met myself, net soos wat ek met u praat. Hoeveel geleenthede het ons verby ons laat gaan, waar ons nie met mense gepraat het. Geestelike gereedheid om persoonlik te groei uit die woord van die Here, om ons stiltyd te hou sodat ons kan sien wat verlang die Here van my, om 'n kerkbijeenkoms by te woon, om te hoor wat wil die Here vir die gemeente sê, waarin ons dan ook geestelik kan groei, ons gebede, ons gemeenskap met die Here, wanneer ons dit verwaarloos, is dit daardie geleenthede wat verbygaan en ons kan dit nie terugkry. Hoeveel geleenthede het ons nie al laat verbygaan, omdat ons gesê het, ag, ons is te moeg, ons wil nog 'n bietjie instap. En dan is die tyd te laat om op te staan, om daardie gemeenskap met God te kan geniet. Verlore geleenthede, daardie gemiste geleenthede. Dit is herhalende temas in die Bybel, en ons gaan vanoggend na 'n paar van hulle kyk, om net te sien hoe mense in die Bybel hulle kans en geleenthede laat verbygaan het, en hoe dit ook op ons as mense in vandag se terme dan ook hoe dit afspeel, en hoe dit dan ook verlore geleenthede is. Verlore geleenthede waar God wil optree, sodat hy ons kan voorsien vir daardie groei. Verlore geleenthede waar God wil hê dat mense gered moet word, en ons het daardie geleenthede laat verbygaan. Hierdie gemiste geleenthede lei dikwels tot spyt, tot verlies van geestelike groei, en dit lei tot geestelike stagnasie in baie mense se geestelike lewe. Kan ek vir u vra, hoe ver het jy in hierdie week gevorder in die geestelike lewe? Hoe ver het jy in hierdie maand gevorder in die geestelike lewe? Hoeveel dinge was daar waar die Gees van God my kom oortuig het? En ek het vir die Gees van God gesê, staan net eers 'n bietjie eenkant toe met respek gesê. Ek het so 'n bietjie van my eie dinge wat ek moet afhandel, voordat ek na u sal luister. Verlore geleenthede, soos Esau wat sy geboortereg verkoop het vir 'n pot lensiesop. Wat het daar gebeur? Ons weet hoe hy sy broer dan ook by hom gekom het. Sy broer sê vir hom, ek soek van daardie lensies. Hy verkoop sy eerstgeboortereg aan sy broer, omdat hy net 'n bietjie lensies opsoek. Hy gee daardie eerstgeboortereg af. Kan ek vir u vra, weet jy wat is daardie eerstgeboortereg van u? Weet jy wat is die betekenis daarvan in die Bybel? Die eerstgeboortereg is dit wat God aan u en aan my skenk deur Jesus Christus om u en my siel uit genade te bring. Dis ons eerstgeboortereg. Jesus Christus het dit vir u en vir my verdien, sodat ons daardie eerstgeboortereg deur Jesus Christus kan ontvang. En as ek daardie tot lensies op eerder raak sien, ek laat dit verbygaan, en ek gebruik nie daardie geleentheid, toe daardie geleentheid aan my toe kom, dat ek die Here sal regmaak, dat ek daardie eerstgeboortereg my eie kon gemaak het, sodat ek dit in besit kon kry, en dit deel maak van my geestelike lewe. Is dit verlore geleenthede? Hy het daardie eerstgeboortereg aan sy broer Jakob verkoop, net vir ete. Tydelike genot. Tydelike oplossing. Tydelike behoeftes. Wat het dit toe gelei? Verlies van sy erfenis en die seën wat daar op hom kon gerus.
Ons weet wat het gebeur. Toe Isak dan ook gevra vir daardie ou bokkie wat gereed moes maak sodat hy hom kon skeer, voor Isak dan ook sou sterwe. Wat gebeur? Hy kom by hom, Jakob heel eerste, gee vir hom daardie ou bokkie. En hy ontvang die steen. Hoekom? Jesus het dit afgegee. God het dit raak gesien. Die geleenthede wat God vir ons skep, sien hy raak. En vir ewig is dit vir hom verby. Die woord van die Here kom en hy praat selfs daarvan. En hy sê dat hy dit vurig begeer het, selfs by trane, en hy kon dit nie teruggekry. Hoeveel mense stort vandag trane oor geleenthede wat hulle laat verby gegaan het, en hulle dit nooit weer kon terugkry. Begeerte, drange na verkeerdheid, immoraliteit, verkeerde dade, selfbevrediging, geleenthede wat weg is van God se seën. Ek wil tydelike honger stil, en daardie, om dan die ewige seën van God te verbeur, omdat ek dit verkoop het, daardie eerstgeboorte reg van my, vir daardie tydelike genot. Hoeveel mense daar buite, veel mense rondom ons, wat na die tydelike genot hardloop, en die ewige seën van God se redding, dan ook misloop vir hulle lewe. Die Israeliete in die wildernis, hulle reis van Egipte na die beloofde land word gekenmerk deur hierdie herhaalde gemiste geleenthede, om God te vertrou en te gehoorsaam. God wil daar by Kades Barnea, dat hulle ingaan in die beloofde land. Daardie oorwinningslewe, 3 maande uit waar hulle uit Egipte uit is, hoe die Here vir dit gedra, en daar by die berg Sinai gebring het. Daar sal vandaan af, waar hulle jarelang was, hulle trek verder. Die Here bring vir hulle daar so by Kades Barnea. Wat gebeur? Daar by Kades Barnea, ongehoorsaam. Hulle geloof in God, waar hulle twyfel. Hulle stoor aan een kant toe. Hulle gee nie ag daarop nie. Luister eerder na die 10 mense, as om na die 2 te luister, wat die geloof in God het. Verlore geleenthede, toe die Here deur iemand met my kom praat het, ek daardie geleentheid een kant toe gestoot het, ek het verwerp het, ek het nie geluister het, en in gehoorsaamheid gereageer op God se woord. Hoeveel verlore geleenthede kan u van getuig vandag, waar ek nie gehoorsaam was aan die stem van die Heilige Gees, waar die Heilige Gees se oortuiging gekom het, dinge wat ek moet doen, dinge wat verskoon wat ek moet aflê, dinge wat nie reg is in my lewe. Die woord van die Here kom telkens na my toe, praat met my. Die Here wil vir my help in daardie omstandighede, maar ek laat dit verbygaan. En 40 jaar moes hulle deur hulle ongehoorsaamheid in hierdie wildernis rond. Hoekom? Ongehoorsaam. Wat is een van die grootste sondes van die kinders van die Here vandag? Ongehoorsaam. Ongehoorsaam. Dit wat God in my geestelike lewe wil bereik. Hoekom? Ek sê vir die Gees van God, nie nou nie. Op 'n geleentheid, dan sal ek u roep. Terwyl dit nou die kans, die geleentheid is, waar die Gees van God met my wil praat. In die Nuwe Testament, daardie jong man, Matteus 19, wat daarvan getuig, as die woord van die Here dan ook sê, maar toe die jong man die woord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Lukas sê dat hy diep bedroef was.
Geleentheid gehad om reg te maak met Jesus. Geleentheid gehad om die regte verhouding met God te hê. Om te luister na die stem van Jesus. Wie beter as Jesus self om dit uit te hoor met sy mond? Die woord van die Here sê, hy het diep bedroef weggegaan as hy baie besittings gehad. Tydelike besittings was vir hom meer kosbaar as sy ewige sielsbestemming. Daardie gemiste geleentheid om 'n disipel van Jesus Christus te word. As Jesus sê, gaan verkoop jou besittings, kom en volg my. Wat is daar vandag wat u weerhou om ten volle agter Jesus Christus aan te loop? Is daar dinge wat hierdie tragedie oor u lewe geskryf is, dat u materiële rykdom bo geestelike rykdom stel? Dat ek eerder agter die dinge van die wêreld sal aangaan, as agter die dinge van die Here. Die woord van die Here sê dit baie duidelik, dat in die laaste dae sal 'n liefhebbers van genot wees, eerder as liefhebbers van God. Sien dit ons in ons dag nie. Daar's soveel, kan ek die Engelse woord gebruik, verskoon Engelse woord, entertainment, vir die mense van ons dag. Sekerlik meer as ooit tevore. Mense jaag agter hierdie. Die gelykenis van daardie 10 maagde. Toe die Here Jesus Christus daar in Matteus 25 vers 1 tot 13 praat oor gereedheid. As kind van die Here om gereed te wees. 'n gemiste geleentheid, omdat hy gesorg het dat hulle olielampe vol is. En hulle mis die geleentheid om deel te maak van die bruiloft. Hoeveel mense sal vandag, ons het al baie keer oor hierdie ding gepraat, mense wat selfs op kerkbanke sit. Hierdie kan ons eintlik maar getuig kom op kerkbanke gesit het, hulle het geweet van die bruidegom wat op pad is. Hulle maak nie gereed nie. Hulle kry nie hulle lampe reg nie, hulle het nie genoeg olie om saam met hulle te vat nie. En hulle is nie gereed nie, toe hulle daar by die deur aanklop en sê, meester, maak vir ons oop. Wat sê die meester vir hulle? Ek het julle nooit geken. Maar hoeveel kerkmense gaan die Here dit dalk sê? Hoekom? Het jy mooi geluister na die woord toe ek dit afgelees het? Wat sê die woord van die Here in Handelinge hoofstuk 24? Hy sê daarso in vers 24, 'n paar dae daarna het Felix gekom saam met Drusilla, sy vrou, wat 'n Jodin was, en het Paulus laat haal en hom aangehoor oor die geloof in Christus. En nou sê hy verder, maar toe hy spreek oor die geregtigheid en selfbeheersing en die toekomstige oordeel, het Felix baie bang geword en geantwoord, gaan vir hierdie keer heen, en as ek 'n geleentheid vind, sal ek jou laat beroep. En wat sê hy? Hy het hom dikwels laat haal en met hom gesprek. Dikwels die geleentheid. Hierdie 10 maande het ook die geleentheid gehad. Daarom 'n waarskuwing om waaksaam en voorbereid te bly vir die terugkeer van die Here Jesus Christus. Dit word beklemtoon in die woord van die Here, as hy dan ook vir ons sê, dat die Here gaan terugkom. Hoeveel keer hoor ons dit in die afgelope tyd? Ons praat onder mekaar. Ons sê, as ons kyk na die dinge wat rondom ons gebeur, die koms van die Here is op hande. Maar waar is die mense dan? Hoekom leef hulle nie gereed? Nog 'n tragiese verhaal, sekerlik nie van Agrippa. En as ons hierdie verhaal van Agrippa lees, in Handelinge 26 vers 26 tot 28,
Dan sê hy daar in vers 26 vir Agrippa, want die koning met wie ek oor ook vrymoedigheid spreek, weet van hierdie dinge. Watter dinge? Van die Here Jesus Christus. Dat hulle hom gevange geneem het, dat hulle hom gekruisig het, dat hy uit die dood het opgestaan het. Hy weet van hierdie dinge. Soos daar baie mense wat vandag weet van hierdie dinge. Hulle glo ook hierdie dinge, soos hy daar in vers 27 ook sê. Glo in die profete koning Agrippa, vraagteken, ek weet dat u glo. Hy weet dat hierdie man onder die oortuiging is. En nou kom vers 28. En Agrippa sê vir Paulus, jy beweeg my byna om 'n Christen te word. Hy is bekend met die dinge van die woord van God. Dis nie vir hom onbekend. Hy weet van Jesus. Hy weet dat Jesus Christus geskryf. Hy weet van al hierdie dinge. Maar hy laat die kans en geleentheid verbygaan. Jy beweeg my byna. Hoeveel mense het al by daardie geleentheid gekom om byna Christene te word, waar die gees van God oortuig, waar die benoudheid in hulle hande kon gevoel word, hulle hande gesweet het, want hulle weet die gees van God praat nou met hulle. En hulle luister nie na die woord van die Here nie. Hulle laat die geleentheid verbygaan. Jy beweeg my byna om 'n Christen te word. Toe die Here Jesus Christus daar oor Jerusalem treur, toe hy daar praat van Jerusalem, in Lukas hoofstuk 19 vers 44, lees ons hierdie woorde. En hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd, hoor mooi, die gunstige tyd, toe God jou besoek het, nie opgemerk het. Die gunstige tyd, toe jy kon regmaak het met God, toe die geleentheid al voorgedoen het, toe jy met daardie geleentheid kon kom, om vir die Here te sê, Here, ek wil graag, ek word byna beweeg. Die gunstige tyd, toe God in jou hart en jou lewe wil kom werk, wat jy laat verbygaan. Daardie bekering, daardie verlossing wat God wil aanbied, dat ek dit verby laat gaan het, onherroeplike verlore toestand, wat verby is. Dogtertjie, dogter, 18 jaar, oor 6 dae sou sy 18 word. Sy sê, sy sal met die Here weg. Sy wil net haar 18de verjaarsdag een keer geniet saam met haar vriende. In daardie week tragiese motorongeluk. Sy sterf. Die gunstige tyd toe God jou besoek. En jy ook. Hoeveel mense dat die geleenthede by hulle verbygaan. Verlore geleenthede. Daardie geestelike waaksaamheid as kind van die Here, om op die plek te wees, daardie geregtigheid, die regte verhouding met God te wees, om die skrif te bestudeer, sensitief te wees vir die leiding van die Heilige Gees, om in gedurende gebed met God te verkeer. Liewe toehoorders, kan ek vir u vra, die ewige waardes, stel u dit oor tydelike kwessies, of is die geestelike vir u die belangrikste? Is God vir u die belangrikste vandag? Gemiste geleenthede, kragtige herinnering aan daardie geleenthede wat ek gehad het, toe ek my geloof kon laat versterk het, toe ek my geloof in die Here Jesus Christus kon gestel het, toe ek gehoorsaam kon gewees het aan God se woord, daardie geleentheid om dan, wanneer die Here Jesus Christus terug te kom,
om gereed te wees vir daardie geleenthede. Ons dank die Here dat daar nog kans en geleentheid is. So Saggeus, toe die Here Jesus vir hom sê, Saggeus, klim af vandag moet ek in jou huis bly. Die woord van die Here sê, haastig. Sal ons haastig reageer as die woord van die Here met ons praat. Wat klim hier is daar die blinde en hy sit langs die pad en hy roep uit. Hy roep uit, sê die woord van die Here, toe Jesus verbygaan. En die Here Jesus Christus raak vir hom aan. Wat klim hier is, kan weer sien. Daardie melaatse kom en hy buig daar voor die Here Jesus en hy sê, as u wil, kan u my reinig. En Jesus sê, ek wil word gereinig. Daar's geleentheid, liewe toehoorder. Moenie laat ons die geleenthede laat verbygaan nie. Daar die rower aan die kruis. Hoeveel geleenthede het hy nog? Net maar aan die kruis. En hy sê, Here, dink aan my. En die Here sê vir hom, vandag as ek in die paradys het, gaan sal jy saam met my daar wees. Miskien jou laaste geleentheid. Miskien word jy aan daardie kruis vasgenaal en jy die laaste geleentheid. Kan ek nie gou terugvat, liewe toehoorder? Daardie soldaat waarvan hy getuig het net gou besig geraak met iets. Vir 'n oomblik nie waaksaam. En daardie wag ons. As ek nie waaksaam gaan wees, gaan luister na die stem van die Heilige Gees. As ongeredde om gered te word, as kind van die Here, om geestelik te kan groei, verhouding met God reg te kry, geestelik gereed te maak vir die koms van die Here. Gaan ek ook kan sê, verbeurde geleenthede, gemiste geleenthede, kanse wat ek laat verbyg, terwyl die Here vir ons nog 'n kans en 'n geleentheid gee. Mag ons dit aangryp met albei hande, mag ons dit maar bely voor die Here, van geleenthede wat ek nie gehoorsaam was, geleenthede wat ek nie geluister het, geleenthede wat ek laat verbygaan het, en vandag en tot spyt is daar. Spyt is 'n goeie ding. Dit kom altyd net laat. Dat die geleenthede nie u laat spyt is, maar dat u dit sal aangryp met albei hande. Amen. Ons bid saam. Here, dankie vir wonderlike geleenthede wat u vir ons bied. Geleenthede om gered te word, wanneer ons kan luister na die woord van die Here, wanneer ons weet van die dinge, daarop reageer ons, geloof ons vertroue in kan stel. Dankie vir hulle wat reeds dit gedoen het, en daarvan kan getuig vandag. Dankie vir hulle wat kan getuig van sensitiwiteit vir die stem van die Heilige Gees, en gehoorsaamheid op die stem van die Heilige Gees reageer. Help vir ons, Here, om so sensitief te wees vir die stem van u Heilige Gees, met ons te praat, onder oortuiging te kan bring, sodat ons in die regte verhouding met u daagliks kan lewe. Help vir ons daarin, bewaar vir ons asseblief, Here. Dankie dat ons ook kan bid. Help vir ons om gereed te maak vir die koms, gereed te lewe, sodat u verheerlik sal word in ons lewe. Dankie vir dit wat u vir ons bied, en ons gee vir u die eer daarvoor. Amen. Kom ons sluit af, Jeremia 202, byna behoor Christen te wees. Kom ons sing daarvan 3 verse.